In ons gesels oor aksie wil ons vandag sê, waag dit om anders te wees. Terwyl ek hierdie dagstukkie doen, is die hele ekonomiese wêreld aan die gons oor die tariewe wat die Verenigde State nou het teen hulle vyande, maar ook teen hulle vriende. En dis nou regtig 'n handelsoorlog wat heelwat onsekerheid meebring. Dit bring ook baie spanning mee, want die ander lande reageer nou weer met hulle eie tariefverhogings. So die hoofvraag aan al hierdie onderhandelinge is uiteindelik, wat is reg, regverdig en billik? Die ou juridiese beginsel. Maar wat dinge altyd kompliseer is die verskillende agendas. En dis die eeueoue probleem. Wat my interesseer is hoe groepsdruk in hierdie proses werk. Want oral begin die politieke en ekonomiese leiers groepe vorm, het sy vir of teen. Nou in Exodus gee God vir Israel 'n baie duidelike stel wette om vir hulle juist te help met wat reg, regverdig en billik is. Ons lees dit spesifiek in die konteks van groepsdruk. In Exodus 23 vers 2 staan: Jy mag nie agter die meerderheid aandoen wat verkeerd is nie. Wat jy in 'n hofsaak getuig, mag jy nie verdraai nie, al doen die meerderheid dit ook. Die konteks is baie duidelik. Oral waar waarheid 'n rol speel, moet jy dit waag om anders te wees. Jy moet dit waag om teen onreg en onwaarheid op te staan, selfs al is jy die enigste een. Nou dis nie ek wat dit sê nie, dis wat God van sy mense verwag. Natuurlik neem dit groot innerlike krag om teen groepsdruk op te tree. Daar selfs die beroemde Asch Conformity Experiments, wat wys hoe maklik mense hulle eie gesonde oordeel eintlik prys gee onder groepsdruk. Ongeveer 32% van die deelnemers het by die verkeerde meerderheidsoordeel ingeval, selfs wanneer die korrekte antwoord baie duidelik sigbaar was. Nou gelukkig wys navorsers soos Aronson en ander wat oor groepsdruk navorsing doen, dat as mense teen groepsdruk optree op hierdie reg en regverdige beginsel, dan toon hulle hoë vlakke van selfrespek en ook het hulle duidelik hoë motivering. Die goeie nuus is, as jy dit waag om reg, regverdig en billik op te tree, beïnvloed jy ook ander positief. So, waag dit om anders te wees. Leef geïnspireerd.